Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vandag gaan ons saam lees uit Psalm 27, waar Dawid vir ons daarop gaan wys dat, kom ons sê nou maar, daar's net een ding wat my hart begeer. Wat sal dit wees? Ja, Dawid se begeerte is om by God te wees. Kom ons gaan kyk na hierdie pragtige Psalm wat ons hiervan leer. Kom ons buig ons hoofde gebed saam. Here, U kon reeds ons harte hoor, daardie verlange, daardie smagting soos 'n hert in dorre streke, om by die lewendige God te wees, die bronwel van ons lewe. Ja, om by U te wees en dit in Christus, ons verlosser. Vader, dankie. Dankie dat ons die troon van genade met vrymoedigheid kan nader. Dat ons die heilige aangesig kan opsoek, bewus van ons eie gebrokenheid, ons eie sondes. Ja, Vader, ons bely dit. Ja, ons beste pogings maak nie die heilige standaarde nie. In ons harte is daar altyd 'n verkeerde motief. Daar is altyd 'n fokus op die eie ek, en wat ek graag wil hê, en waar ek koning kan kry. Here, ons kan dit soms so moedswillig doen, terwyl ons weet, ons stel U te leer, ons bedroef die Heilige Gees. Vader, vergewe ons al ons sonde skuld net om Christus ontwil. In sy naam lei ons nou deur U Gees in die waarheid van U woord. Bring U onsself daartoe om Jesus na te volg, om ag te slaan, ook as hy vir elkeen van ons vermoere sê, maar volg my. Kom na my toe, kom leer van my. Lei ons in die waarheid van U woord, en wees U self die een wat ook nou U woord kragtig deur U Gees in elke hart bedien. Wees ook by my wat U woord moet bring, 'n swakke diensknegt. Ja, Here, U kon engele gebruik het. Maar mag U woord suiwer en opreg gebring word, soos U wil hê, elkeen van ons dit moet hoor. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Psalm 27 vers 1 tot 14. Psalm 27 vers 1 tot 14 van Dawid. Die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande struikel, hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem, wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ego U woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet U gesig nie vir my verberg nie. Moet U diensknegt nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie. God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my U pad. Lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het, dat
ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Tot sover ons skriflesing. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe en dit van harte glo. Ons gaan veral fokus op die woorde in vers 4. In vers 4 en vers 8, waar Dawid sê, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor te dink in sy tempel. Hoor julle hierdie een begeerte wat hy het, en die wonderlike is in vers 8 sê hy, maar dis wat God ook begeer, as hy sê in vers 8, waar hy sê, my hart ego u woorde, julle moet my teenwoordigheid opsoek, u teenwoordigheid, Here, soek ek op. Dis pragtig. Dawid smag na God, want hy weet God smag na hom. Dis mooi. Dis die waarheid van die evangelie wat daarin ingeskryf staan. Jy sien, een van die hartseerste waarhede in die bekende gelykenis van die verlore seun, is dat die oudste broer het vir jare in sy pa se huis gebly. Vir jare het hy hom vir sy pa afgesloof, hy het nooit 'n opdrag van sy pa verontagsaam nie, en tog het hy sy pa se hart gemis. As hy woedend is, omdat sy pa, sy broer wat verlore was, feestelik in sy huis terug ontvang het, reageer sy pa deur vir hom te sê, my kind, jy's altyd by my, en alles wat myne is joune. Jy het my hart gemis. Jesus het hierdie gelykenis juist so vertel, sodat ons ook vandag kan weet, dat ek net soos die kerkleiers in die tyd van Jesus, vir jare kan kerk toe kom, my vir die kerk afsloof, ek kan alles doen ook vir die suiwer gereformeerde leer en tradisie, om dit te kan handhaaf, terwyl ek hom mis. My hart en Christus se hart kan net nooit by mekaar uitkom nie, soos hy jong man van wie ons nou net gelees het. So naby en tog so ver. Ook die gemeente in Efese, daai bekende waar ons opstaan die Here in Openbaring 2 vir ons leer, is sy aanklag teen die gemeente van Efese. Ja, hierdie gemeente in ywer en toewyding vir Christus was hulle onberispelik, hulle tot gehaat wat Christus gehaat het. En tog sê die opgestane Here vir hulle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie, julle het julle eerste liefde verlaat. Broer, suster, hoekom is jy hier vanoggend? Hoekom is jy hier vanoggend? Hoekom is jy al vir jare deel van hierdie gemeente? Of 'n gemeente? Hoekom sloof jy jouself af as ouderling, as diaken, as lidmaat vir hierdie gemeente? Hoekom lees jy hopelik een dag op 'n dag, een slag op 'n dag, jou Bybel miskien onnadenkend, jy doen dieselfde gebed as altyd? Hoekom doen jy dit? Waarna, of miskien moet ek eerder vra, na wie smag jou hart as jy kerk toe kom, of as jy in jou binnekamer Bybel lees en bid? Wat is die een ding waarna jou hart smag? As Dawid in groot gevaar verkeer, sing sy hart, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel. Die omstandighede van Dawid, wat aanleiding gegee het tot die skryf van hierdie psalm, word nêrens vir ons gegee nie. Tog as jy hierdie psalm lees, en na die inhoud kyk, en na die toon van hierdie psalm luister, kon jy sien dat dit op die beste 'n tyd was waarin Dawid vervolg was, waar hy bedreig was, waar hy afgesonder was, weg van die tempel. En al wat hy gehad het, was sy vertroue in die lewendige God.
Ons weet dat Saul het hom vervolg vir 'n lang tyd. Ons weet sy seun Absalom wou hom op 'n tyd doodgemaak het. Ons het laasweek daaroor gepreek. Maar ons weet ook dat hy as suksesvolle koning, dat hy baie keer aan die spits was van groot veldslae, dat hy ander konings verslaan het. So daar was baie kwaaddoeners, daar was baie teenstanders en vyande in die lewe van Dawid, na wie hy in hierdie psalm verwys. En hulle sou alles in hulle vermoë doen om Dawid dood te sien. Ja, om weg van die veiligheid van jou paleis en weg van God se huis, die tempel te wees. Om te wag vir die eerste daglig, om dalk voort te gaan in 'n aanval teen jou vyand. Of om dalk in jou bed te lê en slaap in die veld en te weet, maar die vyand is besig om nader te kruip om jou te kom doodmaak. Ja, die bedreiging van jou lewe, die angs in jou hart, die gebede na God oor jou lippe. Dawid het daardie gebede so goed geken en die benoudheid in sy hart. In so 'n situasie is daar natuurlik baie dinge om van God te vra. Here, vnyk my vyande se planne, keer hulle, verdryf hulle. Laat my planne suksesvol wees en my soldate, ja, maak hulle dapper. Mag ons die vyand vernietig. Beskerm ons vrouens en ons kinders. As Dawid ver van God se huis is, terwyl sy hart met angs en benoudheid oorweldig word, sing hy van een begeerte. Een ding het ek van die Here gevra. En dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Vir die Ou Testamentiese gelowige was die tempel of die plek waar God aanbid word, die hart van Israel se verhouding met God. Ja, ons moet onthou dat in die tyd van Dawid was die tempel nog nie gebou nie. Hy het die ark wel laat inkom en op berg Sion maak staan en hy het 'n tempel daarvoor opgerig. Sy seun Salomo sou eers later die groot tempel laat bou. Maar na Saul se dood en nadat Dawid koning oor Israel geword het, weet ons, hy het hierdie aanbiddingsplek in Jerusalem op berg Sion ingebring. En dit was vir Dawid en vir God se kinders, dit was 'n diep plek waar hulle in die teenwoordigheid van God self kon wees. Daar kon hulle offers bring, versoening bewerk vir hulle sondes. Daar kon hulle God se vergifnis ontvang. Daar kon hulle smeekgebede bring. Daar kon hulle geluister het toe die priesters die woord lees en hulle deur God self vanuit sy woord geleer word. Maar die beste van alles is, Dawid het geweet, God is daar en God wil daar wees by hom. Ja, dit is so mooi as sy hart daarna smag om by God te wees, en sê hy daai woorde in vers 8, my hart ego eintlik maar net u woorde. Ons almal ken die woordjie ego, daai weergalming, dit weergalm, eintlik maar net u begeerte. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Dawid se hart smag net na God, want hy weet God se hart smag na hom. En Dawid weet God smag daarna, dat hy by hom moet wees. Dawid as sy kind, en God as sy vader. My broer, my suster, wat 'n waarheid. God smag daarna, om by ons te wees. Ook vanmôre hier, in die erediens. Hy by ons, ek en jy, by hom, in sy midde, waar hy met ons praat deur sy woord, waarin hy ons leer. Dawid smag daarna om by God in sy huis te wees, en luister weer hoekom, om die lieflikhede van die Here te aanskou, en daaroor na te dink in sy tempel.
Die woord wat ons hier met lieflikhede vertaal word, elders in die Ou Testament, as 'n eretitel vir God se naam gebruik. Daai pragtige Psalm 135, daar sing die digter, loof die Here, want die Here is goed, besing sy naam, want dit is lieflik. God se naam wat lieflik is, gaan alles oor wie God is, en wat dit hom dryf om te doen vir sy kind. By God in sy huis word Dawid met die lieflikheid van God oorweldig. Soveel so dat hierdie skoonheid van God, dat hy dit kan oordink. Daar in God se huis by die tempel, leer Dawid van God. Hy hoor God se woord. Hy sien die lieflikhede van God in wie God is, wat ook daar by hom is. En natuurlik was dit juis hierdie skoonheid, hierdie lieflikheid van God en al sy voorskrifte wat Dawid op sy lewenspad gelei het, wat hom gelei het om koning vir God se kinders te wees, om reg en geregtigheid te laat handhaaf, om sy kinders te leer wat reg en wat verkeerd is. Terwyl angs en benoudheid dreig om Dawid te oorweldig, besef Dawid dat daar 'n groter gevaar as sy vyand is. Daar is selfs 'n groter gevaar as die dood. En dit is om nie veilig by God in sy teenwoordigheid te wees nie. Vrydagoggend het ek en 'n Mekanju student het ons mekaar in die oë gekyk en gevra, maar as jy vir 'n oomblik moet dink, God se hand van genade is uit jou lewe uit weg. Mense, ons sidder net om daaraan te dink, God moet dit doen. My gedagtes keer ek dat dit nie soontoe moet gaan nie. Ek kan nie vir 1 sekond sonder God wees nie. Veral nie in Christus by hom wees nie. Sidder jy ook as jy daaroor dink? Die een ding dat God by my is, en hy wil by my wees, en ek by hom. Sidder jy ook dat dit nie so moet wees nie? As hy die gevaar en die bedreiging inwag, laat die lieflikheid van God se hart omsing. Die Here is my lig, hy is my lig, en hy is my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Here is ook my toevlug van my lewe. Hy begin hierdie Psalm met hierdie lieflikhede in vers 1. Dan beskryf hy het met hierdie lig, my redder, en hy is my toevlug. Dis die mooiste, die lieflikste waarop hy God ken. Al is die gevaar hoe donker, is God vir Dawid 'n lig. Soos 'n helder lighuis in 'n donker nag skitter God se beloftes van ewige liefde en trou aan Dawid. En dit laat Dawid waarlik lewe. Lewe in oorvloed. In die lig van God se genade kan Dawid die lewe verstaan. Begryp hy wat in sy lewe met hom gebeur. En hy weet selfs die dood kan nie hierdie lewe blus nie. Ja, God bewerk vir hom redding. Ja, God het dit vir hom bewerk. Nou, 'n redder is iemand wat iets kom doen wat jy self nie kan doen nie. As jy nog iets self kan doen, het jy nie 'n redder nodig nie. Dawid weet, God het hom kom red. Daarom sing hy van God se genade. God is sy redder, en daarom sing hy van God se genade. En daarom hoor ons hom bid, luister tog Here na my stem, wanneer ek roep, wees my genadig, en antwoord my, my redder en my verlosser. Dawid daag met sy hele hart by God op, en sy hele hart is gerig op die lieflikste van God se lieflikhede, God se genade. Wat God daartoe bring, om sy kind tot uit die angste van die hel te verlos, en dan om die lewe te gee, as sy kind, 'n lewe wat verby die graf kan gaan, tot in ewigheid. Daarom weet hy,
dat oorwinning oor sy vyand, ja, dis in die hande van sy redder. En selfs as sy vyand hom nou moet doodmaak, dan is hy nog steeds meer as 'n oorwinnaar. Want dan gaan hy God se goedheid volmaak in die land van die lewendes beleef, soos wat hy sing in vers 13. En juist daarom is God vir hom 'n toevlug, 'n veilige vesting, 'n plek waar sy vyande net mooi niks aan die koers van sy ewige bestemming kan doen nie. Net mooi niks. Al sou hulle hom nou doodmaak, is hy vir ewig by God sy toevlug. Veilige vesting. Die een groot behoefte by Dawid is om altyd in die teenwoordigheid van God te lewe. Hy by God en God by hom. In my gedagtes kom hierdie beeld op van 'n klein Petertjie, miskien is omdat ek klein kinders het wat ek nou sien voor my kinders groot word en dit vat ons terug na daardie tyd. Jou klein Petertjie wat hier voor 'n pa loop en hier keer pa, daar hou pa vas, daar sê pa nee, daar lag pa saam en ons geniet saam. En so geniet die kind ook die pa se lieflikhede en die pa keer dat hy seer kry. Ja, God wil dat sy kind hom so moet geniet. En hy wil ook sy kind so geniet. Dit bring weer 'n moeilike vraag op. Na wie smag jou hart op hierdie oomblik? Wat is die een ding waarna jou hart op hierdie oomblik die sterkste verlang? As daar net een begeerte in jou hart vandag is, wat is dit? Wat sal dit wees? So baie keer is ons bang, ons verloor ons werk, of ons verloor ons gesondheid, ons huis, ons kar, of ons verloor dalk hierdie vriendskap, of ons verloor dalk ons gemeente, ons kerkgebou. En dan voel dit vir ons asof ons alles verloor het. En ons kan so besig wees om hierdie dinge te probeer behou, dat ons God in die proses verloor. En dat daar nie meer in ons harte verlange is om by hom te wees nie. Net soos die oudste broer in die gelykenis van die verlore seun, kan ons elke dag voortstorm, terwyl ons soveel seëninge uit God se hand ontvang, dat ek nie meer my Vader se hart van liefde raak sien in my lewe nie. Die lewe gebeur en ons kan so maklik in 'n stryd wees om te oorleef, dat ek ook soos die gelowiges in Efese my eerste liefde, Jesus Christus, iewers langs die pad, doelbewus prys gegee het vir dinge of mense wat niks werd is nie. En soveel anders as Dawid wat tempel toe moes gaan om God se teenwoordigheid daar op te soek, om daar sy lieflikheid te kon gaan aanskou. Kan ek en jy vanmôre by mekaar kom en God ontmoet in die lig van sy woord en deur die krag van sy gees. Ja, hier, bidden by hom, is ons by hom en hy by ons. As ek in my huisgesin, as pa my kinders by mekaar maak vir huisgodsdiens, dan is ons hemelse Vader daar, hy by ons en ons by hom. Of wanneer ek my binnekamer opsoek waar ek alleen by God is, bidend rondom sy woord, is ek by hom en hy by my, want ek het daai een begeerte om by God te wees en hy moet by my wees. En is daar waaraan in ons wys die lieflikste, die mooiste, die skoonste van al sy lieflikhede. Want sien, die Gees gaan my in sy woord lei en my uitbring by die een wat self gesê het, ek is die lig vir die wêreld. Dis daar by Christus, in die lig van die kruis, en by die oop graf en die opgestane Here,
wat ek my omstandighede en in die dinge in hierdie wêreld werklik kan verstaan, waarlik kan verstaan, sodat ek voluit kan lewe, al besit ek niks op aarde nie. En is 'n lewe wat tot in ewigheid strek. Die Gees oortuig ons van ons eie sonde en hy bring ons uit by die enigste redding moontlik vir 'n sondaar, want daar is ons geen ander naam gegee deur wie God ons wil verlos as deur Jesus Christus, ons verlosser nie. Net in Christus. My broer, my suster, is God ons so genadig dat ons vanmôre hier by hom kan wees en hy by ons. En hy maak ons elkeen meer as 'n oorwinnaar. En Christus bring die Gees ons in dieselfde verhouding in. Hy bring ons in presies dieselfde verhouding in as wat daar tussen Christus en die Vader is, en is daar voor God en by God, waar ek en jy elke dag kan leef en beweeg. Maak het jy ook bang om net te dink daaraan, ek is nie daar nie. Nee, in Christus is God my toevlug, my veilige beskerming in lewe en in sterwe. Ja, as hy my redder, en weet ek behoort tot in ewigheid aan hom, dat selfs die hare op my hoof is getel. En niks sal met my gebeur, as dit nie volgens die wil van my hemelse Vader is nie. Niks, maar net mooi niks nie. Dawid in groot gevaar verkeer, as hy soveel redes het om baie dinge te begeer, sing hy, een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. My broer, my suster, ek weet, ons kom elkeen vanoggend hier aan met ons eie seer. Ons kom ook met ons eie benoudheid dalk. Ons sit dalk hier met ons eie verwagtinge en drome. Maar as jou hart vanmôre net een ding kon begeer, wat sou dit wees? Mag die Gees ons daarteen bewaar, dat ons met die oudste broer gesindheid sit. Ons is so naby, en ons mis God se hart. Of daar die jong man, in Markus waarna ons geluister het. Of daar die gelowiges in Efese, ons is so naby, en tog so ver. Mag die begeerte in Dawid se hart, om net in Christus by God te wees, en hy by ons. Mag dit ons ook vanmôre bemoedig, versterk en dapper maak, as ons by daai deure uitstap. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit oorweldig ons hart om te dink, U is hier in ons midde, en U wil hier wees. U soek ons op in Christus, deur die woord en deur die Gees, om ons God te wees, om ons Vader te wees. En U het alles in Christus uit die weg geruim, dat ons kan weet, daar is vrede tussen U en ons, daar is geen oordeel nie. Ja, die Gees maak dit wakker in ons harte, dat ons kan uitroep, Abba. Dit beteken Vader. Here, lei ons daarin, bring ons daartoe deur U Gees, dat daar die begeerte, daar die een begeerte in elkeen van ons harte sal brand, elke dag van ons lewe. Gee ons 'n liefde vir U woord, dat ons kan groei in ons ken van die lieflikhede van God. Soos ons dit veral duidelik sien in die kruisevangelie. Dit bid ons en vra ons in Jesus naam alleen. Amen.